Die grondteks vir hierdie paar boodskappe wat ek vir u bring is in Hebreërs hoofstuk 10. As jy jou Bybel saamgebring het, sal jy dit asseblief saam met my oopmaak of jou foon oopmaak. En ek wil hê jy moet dit doen, want dit is vir my belangrik dat jy sal sien dat dit wat ek op die bord sit actually in die Bybel staan. Daar kan enigiets op die bord sit, nee. Hebreërs hoofstuk 10, Numeri, Deuteronomium, Joshua, Rigters, Hebreërs. Hebreërs hoofstuk 10 vanaf vers 19 skryf die skrywer: Broeders en susters, ons het dus nou deur die bloed van Jesus volle vrymoedigheid om in die hemelse heiligdom in te gaan. Hy het hier die nuwe, lewegewende pad wat deur die binneste voorhangsel tot by God gaan, vir ons oopgemaak deur vir ons te sterf. Wat meer is, ons het 'n groot priester wat toesig hou oor die huis van God. Kom, ons gaan dan die heiligdom binne, ja, tot voor God. Wat 'n goeie woorde. Met 'n opregte hart en absolute vertroue, terwyl ons harte deur besprinkeling gesuiwer is van 'n skuldige gewete en ons liggame gewas is met skoon water. Ons het die vorige keer ons begin om te kyk na Genesis 15, en net vir die van u wat dit gemis het, hier is 'n kort opsomming van dit waaroor ons gesels het. Ons het heel eers gesien dat God het 'n bloedverbond met Abraham gesny. Ons het gesien dat die voorskrifte van wat hier gebeur is dat Abraham moes 'n klomp diere gekry het. Hy moes hierdie diere in die helfte gesny het, en dan moes hy hierdie diere se stukke so oorkant mekaar geplaas het as 'n teken van die bloedverbond. Maar dan sien ons wanneer dit tyd is vir die verbond om gesny te word. Met ander woorde, wanneer dit tyd is vir die twee persone om met mekaar te praat. Dis mos wat 'n verbond is. Jy praat met mekaar oor wat gaan gebeur. Die oomblik toe dit moes gebeur, toe maak God vir Abraham aan die slaap. En God alleen beweeg tussen die stukke deur, met ander woorde daai diere wat daar gelê het, en God vat volle verantwoordelikheid vir die verbond. Nou, ek het met my eerste boodskap vir u gesê dat in hierdie kort boodskapie wat ek gaan bring, dat die fokus van wat ek gaan bring is oor die bloed van Jesus. En ons het vanoggend daaroor gesing en ons vier dit ook vanoggend, maar ek het laasweek vir jou gesê dat mense het 'n verskriklike eienaardige persepsie of 'n geestelike dingetjie wat hulle aanhang wanneer dit kom by die bloed van Jesus. En een van daai goed wat ek vir jou gesê het, is dat mense sal goed doen soos om te sê, ek pleit die bloed van Jesus. Nou interessant, ek het nogal na my eerste boodskap iemand wat hier is vanoggend, ek wil nou nie die persoon uitsonder nie, want ek het nou nie hulle toestemming nie, maar toe stuur Tannie Marietjie vir my 'n boodskap. Ag, sy kan dit vat. Maar Tannie Marietjie stuur vir my 'n boodskap maandag, dink ek as dit nie mis is nie, na daai boodskap, en sy sê vir my, Pastoor Werner, ek het jou gaan opcheck oor wat jy gesê het. Toe sê sy, en jy's reg. Toe sê sy, in al hierdie jare het ek dinge verkeerd verstaan. Want ons sien die bloed van Jesus as een of ander krag, as een of ander skuld. Met ander woorde, een of ander geestelike frase wat ek skree, en dan wanneer dit gebeur, dan word ek beskerm, of allerhande sulke goed gebeur, en dis nie wat die bloed is nie. Nou net vir die besoekers wat hier is, asseblief, moet nou nie wegstap en vir mense gaan vertel van die kult hier binne nie, ek glo in die bloed van Jesus. Maar het is belangrik dat ons die regte goed sal glo omtrent die bloed. En daarom is dit belangrik dat ons na hierdie aspek sal kyk van wat die bloed is, wat die verbond is, en dis maar die eerste sinnetjie van wat die verbond en die bloed regtig is, wat ek baie kondens maak. Maar het is belangrik dat ons sal kyk wat hierdie goed beteken. Nou, wanneer twee partye met mekaar die bloedverbond gesny het, en die een verbreek daardie verbond, dan is die reël dat die skuldige moet gestraf word. En die straf van die skuldige is dat wat met die diere gebeur het,
moet met die persoon gebeur wat die verbond verbreek het. Met ander woorde, doodgemaak word. Miskien moet ons hierdie tipe goed terugbring wanneer dit kom by die huwelik. Nee, ek is nogal redelik ernstig hier, hoor. Ek dink mense sal baie minder skei en allerhande dinge wil doen, as ons sê, Boetie, as jy skei, weet, hierdie gemeente sny jou in die helfte. Maar, met die skuldige party moet gebeur wat met die diere gebeur het, dis ook hoekom hulle die diere daar gesit het, as 'n visuele getuie vir mekaar. So die een wat die verbond breek, hoor mooi, die een wat die verbond breek, moet die straf van die vloek dra. Jy met my. Onthou ook dat God hierdie verbond met Abraham gesny het, maar Abraham het glad nie deelgeneem in die sny van hierdie verbond nie, want God het vir Abraham aan die slaap gemaak. Die van u wat dit nie gehoor het nie, asseblief gaan luister die boodskap, ek dink hy is nog op Facebook. So met ander woorde, God sê dat as hierdie verbond wat ek met jou maak nie in vervulling kom nie, dan gaan ek, wie God is, die vloek dra. Ouens, dis groot woorde. Asseblief moenie so stil wees in hierdie Presbyteriaanse kerk nie. Ek sê dis groot woorde. Nou moet ons onthou, God kan nie sondig nie. Dit beteken dat God kan nie die verbond breek nie. Maar ons weet dat die mens van die begin af skuldig is en ook geensins enige verbond met God kan nakom nie. So dan moet ons 'n baie duidelike skeiding maak, want onthou, God sê dat as die verbond verbreek word, moet iemand die skuld dra, maar Abraham het nie deel gehad in die goed wat God gedoen het nie. So iemand moet die skuld dra. Is jy by my? So ons moet dan 'n baie duidelike skeiding maak tussen die skuldige party en die een wat die straf dra. So die skuldige party is die een wat gefaal het. Met ander woorde, die een wat die verbond verbreek het, wat nie die voorskrifte van die verbond nagekom het nie. Die strafdraende party is die een wie die skuld absorbeer. So toe God vir Abraham aan die slaap gemaak het, het God 'n doelbewuste skeiding gemaak tussen die skuldige en die strafdraande party, want God vat alle verantwoordelikheid vir die verbond op homself. Remember also that the split animals were the sign of the punishment. In other words, if I break this covenant, may what had happened to these animals happen to me. And what happened to the animals? There was blood and there was death. Remember that God will never break his own law. On the contrary, God cannot sin, because God is light and in him there is no darkness. So how can it then be that the guilty party does not bear the blame in this case? Met ander woorde, hoe kan dit wees dat die skuldige een dan geen blame dra nie? This is known as the principle of substitution. This is a principle that we find in the sacrifices at the tabernacle of Moses and also later in the temple. And these sacrifices were substitutes because the sacrifices took the place of the guilty party. In other words, the animals paid the price for the transgressions of the people. So the principle of substitution is that the one takes the place of the many. Are you with me? But now a question that a lot of people have asked, and I believe that you might have asked this as well, is why does God require blood? That's a very good question. Thank you for asking. There is a very clear reason as to why God requires blood.
And we find this in Leviticus 17 verses 11, where God speaks to the nation of Israel, and He says, for the life of the flesh is in the blood. In other words, when there is no blood, there is no life. As jy my nie glo nie, gaan sny jouself oop, laat jou leeg tap, en dan kyk jy of jy vanaand hier kan wees. Asseblief moet dit nie gaan doen nie. Asseblief. Anders gaan mense sê, ek soos daai pastoor in Pretoria wat gesê die mense moet gras eet. For the life of the flesh is in the blood. Luister nou mooi. And I have given it to you on the altar that makes an atonement for the soul. For it is the blood that makes an atonement for the soul. Blood represents life. Sin is a moral failure, and sin brings death. Romans 6:29, everybody knows this, for the wages of sin is death. But God requires that blood be shed for sin, because blood is the medium that represents life. And only blood can replace blood. In other words, only a life can pay for a life. Therefore, and this is very important to hear, because this explains what I said in my first message and in my introduction, when I said that most people see the blood as something to plead or something that protects. Because most people believe that the blood has some kind of spiritual power which it does not have. Man, as daar 'n star rating moes gewees het, het ek nou 'n halwe ster gekry. Hoor jy wat ek vir jou sê? Ons het hierdie idee dat daar krag is in die bloed. Een of ander mystieke, geestelike, bonatuurlike krag wat dinge doen. En dit is nie so nie. Stick with me. Onthou wat ons nou net in Levitikus gesê het, 'n lewe betaal vir 'n lewe, bloed vir bloed. So die bloed is nie een of ander magiese krag nie. Die bloed is 'n wetlike aspek. Die bloed is wet. Want die bloed is die prys wat nodig was vir die vergifnis van sonde. Ek weet jy verstaan nog nie heeltemal nie, want jy voel ek het nog hierdie vraag beantwoord nie, but stick with me. Onthou, die mens het in sonde verval, en die sonde het die dood voortgebring. Die mens kan nie vir sy eie sonde sterf nie, want die mens is die skuldige party. Daarom het God die wet van die plaasvervanger ingebring. So die mens het hulp nodig, die mens het 'n plaasvervanger nodig. En God se wet het bepaal dat die lewe in die bloed is. So wanneer ons dan van die bloed praat, dan praat ons van die bloed as die wetlike losprys. Dit is jurisdiksies. Dit is die amptelike, wetlike, forensiese, regsprekende losprys. Die bloed is nie een of ander magiese krag of een of ander sê ding wat jy oproep as jy nou wil hê die Here moet jou kar beskerm nie. Luister, ek wil net gou dit sê. Ek het dit nou die dag vir Tannie Cathy gesê. En ek noem Tannie se naam sodat mense nie dink ek maak net stories op nie. As ek jok, staan op en sê Werner jok.
Ek het nou die dag vir Tannie Cathy gesê, dat dit wat ek vandag vir jou preek, is die teenoorgestelde van wat ek omtrent 7 jaar terug sou gepreek het. Baie van hierdie goed het ek in die laaste 10 jaar van my lewe ontdek, omdat ek op 'n plek gekom het wat ek vir my vrou gesê het, hierdie geestelike mambo jumbo, wat ons skree, en hierdie slogans wat ons het, werk nie. Hoekom nie? Jesus het gesê, jy sal die waarheid ken, en die waarheid sal jou vrymaak. En toe ek hierdie goed begin ontdek, het my lewe begin verander. Ek was nie in heavy sonde betrokke nie, ek sê net die dinge in my begin verander, want ek het begin verstaan wat gebeur het. Is U met my? So ek vang myself nog, toe ons Vrydagoggend 2 uur in die kar klim, nou nie nou Vrydag, die vorige Vrydag, om Pretoria toe te ry, en ons bid, ek en my vrou en Jaden en Minke is in die kar, en ek wil bid, en een van die goed wat in my gedagtes oppop, en wat ek amper gebid het, is, Here, ek pleit die bloed oor ons. Maar die bloed is nie 'n magiese krag nie, dis nie 'n geestelike sêding wat gepleit en geskree moet word nie. Hoor mooi, die bloed is die verruiling wat gemaak is. Sy lewe vir jou lewe. Sy bloed vir jou bloed. Kom ek verduidelik dit so, om die hele aspek van verruiling en wat die bloed is vir jou te verduidelik. Kom ons sê dat daar 'n regter is. Ek wie Werner is, weet van hierdie regter. Ek weet wat sy wet sê, maar ek as Werner gaan daarop uit om alles te doen wat sy wet sê ek nie mag doen nie. Kort staan ek in die hof en dan sê die regter vir my dat ek skuldig is. My eerste oortreding wat ek gedoen het, is dat ek het die regter se hond doodgeskiet. Ek het in die hof verskyn, die regter het vir my gesê dat ek moet nou betaal vir hierdie oortreding wat gepleeg is. Ek het die regter se hond doodgemaak, so nou moet ek vir die regter betaal. Wat moet ek vir die regter gee? Ek moet vir hom 'n hond gee. Dis 'n hond wat dood is, ek moet daai hond vervang met 'n hond. Is U met my? Maar hierdie lewe van misdade hou nie op nie. Inteendeel, ek raak net erger en erger, en ek doen dinge wat net erger en erger is. En eendag besluit ek om in die regter se huis in te stap. Ek steel al sy goed, en ek vermoor sy hele gesin. En daar verskyn ek weer voor die regter. In die eerste plek het ek geen berou oor wat ek gedoen het nie, want alles binne in my smag om te doen wat die wet sê ek nie mag doen nie. His law irritates me, but because I want to do what I want, I do what I want. But now I have gone too far and I am standing before this judge. Remember that the judge cannot just feel sorry for me and say, "Oh, I forgive and acquit you." Why not? Because that would violate the integrity of the legal system and justice would be compromised. A crime has been committed. The law has been broken and there is a price to pay for it. I took a life and now I have to pay with a life. So now my wife walks in again and she says to the judge, "I will pay my husband's transgression." And the judge says to her, "Wonderful. What do you offer?" And she says, "I brought you a little lamb."
But the judge says no. The blood of this animal is not of the same value as the blood of the guilty man. So my wife walks out of there happy because now she's single. But my wife walks out of the courtroom, and yet I still stand guilty. The judge hits his gavel and says, Werner is guilty and he must be put to death. A life for a life. And just as the courtiers were about to take me away, Henny walks in. And he stands before the judge. He looks the judge in the eyes and says, Judge, I will pay for Werner. The judge looks at Henny and says, do you realize that you would have to give your life? Werner shed blood, and blood must be shed. Henny looks at the judge and says, I understand. I will die for him. Remember, we spoke about this, judge. The judge's eyes were filled with tears, but he said to the bailiffs, take Henny and kill him. The whole court was amazed because they knew that Henny was the judge's son. After this happened, the bailiffs entered the court with a bucket of blood. This blood has no magical power. Okay, julle hoor my nie. This blood has no magical power. Julle sien. Ek herhaal dit. Jy moet hoor wat ek vir jou sê. Henny is nou doodgemaak. Die offisiere van die hof kom in met 'n emmer vol bloed. Hierdie bloed het nie towerkrag nie. Dis net bloed. Maar hierdie bloed is die bewyse dat die prys betaal is. Hoor jy vir my? Die bloed, as ek nou daar staan en ek vat hierdie bloed en ek gooi dit oor my, dan gaan die regter na my kyk en sê, wat doen jy? Ek pleit die bloed, maar jy het nie nodig nie. Want dis die bewys dat jy vry is. So wanneer hierdie mense nou met die emmer bloed voor die regter staan, hoor mooi, moenie vergeet wat ek gedoen het nie. Ek het die regter se hele huisgesin uitgewis. Ek het 'n verskriklike ding gedoen. Ons praat nie hier van 'n broodvat nie. So wanneer hulle inkom met daardie bloed, dan word my rekord uitgewis. Hoor vir my, die leer word nie iewers gefaal nie, want die prys is betaal. Ek stap weg vry met 'n skoon rekord, hoor mooi, om te gaan doen wat ek wil. Jep, ek kan hom aanneem of ek kan hom verwerp, dit maak nie saak nie, die prys bly betaal. Nou ek preek nie hier dat as jy vir Jesus aangeneem het, kan jy gaan doen wat jy wil nie. Dis nie wat ek sê nie. Ek praat van die bloed het betaal, ek stap weg vry. Wat beteken dat die mensdom, die aarde en elke mens op dit potensieel vry is.
Maar jy word heeltemal vry wanneer jy Jesus aangeneem het. Is jy met my? Die regter kyk na die bloed en hy sê, haal die boeie van Werner af. Hoekom? Want Henny se bloed is nou die amptelike, wetlike, forensiese, regsprekende losprys. Sy bloed is nie een of ander heilige frase nie. Dit is 'n losprys. Dis die prys wat betaal is. My broeder en suster, hierdie is baie, baie meer belangrik as wat meeste mense begryp. Want wanneer ons verstaan wat die bloed is en wat die bloed vir ons gedoen het, gaan ons begin anders leef. Ek gaan dit nie nou, ek wil nie jy moet jou hand opskud nie, ek wil nie jy moet dit doen nie, ek wil ook nie jy moet dit doen nie. Ek wil hê jy moet na my kyk asof ek heeltemal 'n Sharks ondersteuner is en van looitjie getik is. Hoor vir my mooi. Ek is bereid om geld neer te sit vir wat ek nou sê. Ek kan vir jou waarborg dat meeste van julle wat hier sit, bang is om na die troonkamer van God toe te gaan, want jy dink jy staan skuldig. Jy dink jy moet allerlei dinge doen en ek gaan volgende week daaroor gesels. Jy dink jy moet allerlei dinge doen voordat jy na sy troon toe mag gaan. Moenie ja sê nie, moenie nee sê nie. Kyk na my asof ek 'n Shark is. Maar ek weet jou, ek is reg. Hoekom? Want ons verstaan nie wat die bloed gedoen het nie. Hierdie kom nou by my op. Vir die van julle wat notas maak, skryf dit neer, gaan weer 'n keer gaan check my. Jesaja 53 is 'n skrif wat ons baie goed ken. Dit word meeste Paasfeeste gelees en is 'n pragtige gedeelte. Maar jy moet onthou, die profeet profeteer van iets wat in die toekoms gaan gebeur. En tog profeteer hy in die verlede tyd. Wat sê hy? Hy sê, deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Hoekom? Hoekom sal hy so profeteer? Want dit het nog nie gebeur nie. Hallo. As jy profeteer oor iets wat gaan kom, dan praat jy mos van 'n toekomstige ding. Met ander woorde, dit sou beter gewees het menslik gesproke as hy sou sê, want deur sy wonde sal daar vir ons genesing kom. Hallo. Dis net normale Afrikaans. Tog sê hy, deur sy wonde het duisende jare voordat Jesus kom sterf het. Hoekom? Want die Bybel sê dat die lam is geslag voor die fondasie van die wêreld, wat beteken dat God het in sy hart bepaal, nog voordat enige ding geskape is, het hy bepaal en besluit om jou vry te maak ten spyte van wat die koste gaan wees. Verstaan jy wat ek vir jou sê? Ek sê dit want meeste van julle dink God is kwaad vir julle. Hierdie word opgeneem. Ek weet oom Mike het baie vriende daar in die Vrystaat vir wie hy dit stuur, want dis eintlik vir hulle wat ek preek. Nie een van julle voel so nie, ek weet dit. Is jy by my van wat die bloed doen? So as ons teruggaan na Genesis 15 toe, God sny 'n verbond met Abraham, God neem volle verantwoordelikheid vir die verbond, God is die een wie die straf van die verbond absorbeer. Let ook op, want dit is uiters belangrik, God sny 'n verbond met Abraham, hy stel nie 'n kontrak op nie.
En daar is 'n baie groot verskil tussen 'n kontrak en 'n verbond. 'n Kontrak is transaksioneel, 'n verbond is relasioneel. Met ander woorde, 'n kontrak word opgestel rondom die verruiling van goedere of dienste. 'n Verbond word gesny rondom verbintenis. Die beste Afrikaanse woord vir verbintenis is commitment. Hoor jy wat ek vir jou sê? Moenie net dat hierdie verby jou gaan nie. 'n Kontrak word opgestel rondom die verruiling van goedere. 'n Verbond gaan oor 'n commitment. 'n Kontrak sê, as jy jou deel doen, doen ek my deel. 'n Verbond sê, ek verbind my aan jou, maak nie saak wat die omstandighede is. So God made a covenant with Abraham, and to show Abraham and you how serious he is about his commitment to us, he had to put Abraham to sleep. And God took full responsibility for the blessing and punishment of this covenant upon himself. Now in the New Testament, this covenant, this commitment, comes to its full development in Jesus Christ. And Paul describes it best for us in 2 Corinthians 5:21, where it says, "For he, that is God, made him, that is Jesus, who knew no sin, to be sin for us, that we might become the righteousness of God in Christ." So, this is covenant language that is spoken here, because the curse is carried out, the punishment is real, and the punishment falls on a representative substitute. There is an exchange that is taking place here. But the exchange is not a contract, it is a covenant. Daar is 'n verruiling wat hier plaasvind, maar die verruiling is nie 'n kontrak nie, dit is 'n verbond. So wat is die verruiling wat hier plaasvind? What is the exchange that takes place here? Christ takes our sin and we receive his righteousness. Now when you look at this, it almost looks like a contract, because it seems like Christ is saying, exchange your sin for my righteousness. Jy by my? Dit lyk soos 'n kontrak, want dit wil voorkom asof Jesus sê, kom ruil jou sonde vir my geregtigheid. It looks like a contract, but this is not what is happening here. Why? Because if this were a contract, equal parties would have negotiated the terms. Mutual obligation would be based on performance, and a reversible agreement if terms fail. In other words, as hierdie 'n kontrak was, moes ons deel gewees het van die gesprek. Jy met my? Dan sou dit gewees het rondom my prestasie en sy prestasie. En dan sou dit ook beteken dat daar 'n ding is wat hierdie ding kan omdraai, sodat wanneer ek misluk of hy misluk, dan moet ek my goed kan terugkry en hy sy goed kan terugkry. Is jy met my? Daarom is hierdie nie 'n kontrak nie. This is God who honors his covenant. Because we bring nothing to the table, God initiates or starts everything, and the terms are not negotiated, they are declared and fulfilled by God. This is God not saying, if you bring me something,
Ekskuus. So this is not God saying, if you bring me something, I will give you something. This is not God saying, if you bring me something, I will give you something. Because making an exchange means that you need what the other person has, and God is in need of nothing. Bly by my, is amper klaar. Met ander woorde, jy verruil nie jou sonde vir Christus se geregtigheid nie. Hy absorbeer jou sonde en hy gee aan jou sy geregtigheid. Die kruis is God wie sê, jy het niks om vir my te gee nie, maar ek sal alles vir jou gee op my eie onkoste. En die onkoste was die dood van sy seun. Onthou ook wat ons gesien het in die vorige boodskap, want hier is 'n struktuur agter die verruiling. In die verbond wat God met Abraham gesny het, mag een party hulself verbind om die gevolge van die ander te dra, en die verhouding word gehandhaaf deur getrouheid en nie wederwysige prestasie nie. Met ander woorde, hierdie is nie 'n ding wat sê, as jy dan sal ek nie, hierdie is God wat sê, ek sal. En toe Jesus Christus aarde toe gekom het en aan die kruis gesterf het, was dit die verruiling van die verbond wat God met Abraham gesny het, want, hoor nou baie mooi wat ek vir jou gaan sê, dit is God wat sy verbond eer wat hy met Abraham gesny het, want dit was God en God alleen, en ek praat nou metafories, maar dit is God en God alleen wat tussen die opgesnyde stukke van Christus gewandel het. Nie jy nie. Voor die grondlegging van die wêreld. God het nie in reaksie gekom in of deur Jesus Christus nie. Hy het sy verbondsbelofte nagekom. God het nie 'n kontrak opgestel nie. Hy het 'n verbond gesny. So hoor nou mooi. Hierdie is 'n verhouding en nie 'n transaksie nie. Ek hoop dit maak iemand vry. Ek hoop jy weet, jy kan hom nie impres nie. Hierdie is 'n verhouding en nie 'n transaksie nie. Hierdie gaan oor identifisering en nie verruiling nie. Christus het met ons kom identifiseer in ons vlees, sodat hy ons skuld kon absorbeer. Hy het die vloek geword. En ek bedoel nie fisies letterlik 'n vloek nie, want hy kan nie. Hy het nooit gesondig nie. Hy het dit op hom geneem. Hy het dit nie geword nie, maar in Oud-testamentiese terme verstaan nie wat ek sê van hy het die vloek geword, nee. Maar toe hy aan daardie kruis hang, is die vloek van ons sonde, met ander woorde die straf wat na ons toe moet kom, met ander woorde ek wat voor die regter staan en skuldig is, het op hom geval, soos wat in my storieetjie dit op Henny geval het. Daarom sê Paulus, hy het hom wat geen sonde geken het nie, sonde vir ons gemaak. Kan ek nog so 3 minute kry? Kan ek nog? OK. Christus het nie sonde geword nie.
Hy het die sonde offer geword. Hy het ons straf op hom geabsorbeer. Hy kan nie sonde word nie, want hy's lig. Is jy net my? So hierdie is 'n lewe vir 'n lewe. Dis bloed vir bloed. Man sinned, man must pay for it. This is not God who says, do this for me and you will live. This is not what God is saying. What God is saying is, I will do all of this so that you may live. Dank God vir Jesus Christus. Miskien is jy 'n great ou, kudos vir jou, maar ek sou dit nooit gemaak het sonder hom nie. En ek weet jy voel dieselfde. The cross is not a negotiated settlement. It is a self-sacrificing act of covenant faithfulness. So this is one of the reasons why Jesus had to come, because the covenant of Genesis 15 had to be fulfilled. And because the blood of Jesus was spilled, please listen closely. Because the blood of Jesus was spilled, God, by His own law, now has the lawful right to forgive you of your sins. Dit kon nooit gebeur het voor die kruis nie. Mense se sonde is nie vergewe en weggevat nie, want dit was nie die regte bloed nie. Maar nou mag God wettiglik jou vergewe. Ek kan dit nie so lekker onthou nie, ek meen dis in Romeine wat Paulus skryf, wat hy sê, wie sal 'n aanklag bring teen ons wat geregverdig is? God may now legally forgive you and legally remove your sin from your life. Athanasius said it this way. He says, he that is Christ became what we are, that we might become what he is. Listen to this. Martin Luther said, our sins are no longer ours, but Christ's. And the righteousness of Christ is no longer Christ's, but ours. N.T. Wright said, the righteousness of Christ is about covenantal status and not just about moral transfer. Daarom sê Hebreërs 10:22, having our hearts sprinkled from an evil conscience and our bodies have been washed with pure water. Julle kan vir my ietsie aansit, dankie. Van julle sit vandag hier, jy glo in Jesus Christus. Jy glo dat hy die seun van God is. Jy glo in die evangelie van Jesus Christus. Jy het jou van jou sonde bekeer, jy vertrou hom, maar jy voel nooit goed genoeg nie. Jy voel asof jy net nooit vir God kan gelukkig maak nie, want die vereistes wat daar gestel is, en mag ek maar hier byvoeg, nie deur God nie, maar deur mense en geestelike instansies. Jy voel jy kan God net nie happy hou nie, want jy kan net nie by daai standaard uitkom nie.
Ek wil hê jy moet baie mooi hoor wat ek vir jou sê. Hoe God oor jou voel, hang nie af van jou nie. Hoor vir my baie, baie mooi. Jy kan niks doen om God gelukkig te maak nie, want God se geluk hang nie van jou af nie. Dit is nie jy wat die wortel dra nie, dit is die wortel wat jou dra. En God het sy mind opgemaak, nog voordat hy geskape het. En dit wat hy besluit het, is om jou op jou naam te roep, om jou te vergewe, nog voordat jy op hierdie aarde was. En hy het presies geweet wat jy gaan doen, voor en nadat jy tot bekering gekom het. Hy het jou geheime sonde gesien, wat jy vandag nog probeer wegsteek van hom af. Toe ek hierdie goed in my lewe begin agterkom, het daar laste van my afgeval. Gewoontes wat ek gehad het, dinge wat ek gedoen het net van my afgeval, want ek het so hard probeer om vir God te wys, ek kan hierdie probleem oplos. Maar toe ek besef dat hy dit aan daai kruis vir my opgelos het ek nie nodig gehad om die bloed te pleit nie. Ek het nie nodig gehad om enige van hierdie goed te doen nie. Wat ek moes doen is ek moes my man staan, ek moes my grond staan, en wanneer die versoeking my kant toe kom, net vir myself herinner, hierdie goed is nie regtig in jou lewe nie, dis net die vlees wat 'n tantrum gooi. Die bloed het jou vrygemaak. Jy het nie nodig om so te lewe nie. Ek weet daar's mense wat hier sit wie werklik vir God nodig het. Vir sommige van julle is dit vir fisiese redes. Sommige van julle is dalk siek, of jy gaan deur huwelikskwessies, of wat dit ook al mag wees. En ek wil vir jou sê, dat God kan al hierdie dinge vir jou doen. Daar is niks wat by hom onmoontlik is nie. En ja, Jesaja en Petrus sê dat deur sy bloed het daar vir ons genesing gekom, en dit is so vir ons fisiese liggame ook, want Psalm sê dat hy maak my vlees gesond, en hy genees my van my siekte, ek verstaan dit. Maar in die konteks het hy gekom om jou gesond te maak van hierdie kanker wat sonde genoem word. En as jy vandag hier sit en jy sê, Werner, hierdie goed in my lewe vreet my op, ek weet nie hoe om daarvan ontslae te raak nie, hy het dit namens jou geabsorbeer. Jy gaan net in hom moet glo. En ek gaan nie vra dat jy jou hand opsteek nie, ek gaan nie vra dat jy opstaan nie, want wanneer ouer sulke goed praat, ek weet daar's mense wat hier sit, nie omdat ek jou gesien het, of omdat ek iets gehoor het nie, maar ek ken die menslike natuur, want ek ken myself. En ons steek goed weg. Ek weet nie een van julle doen nie, ek verstaan dit. Maar God wil jou vry maak vandag. Hy het jou vry gemaak. Ek glo hy wil ons vry maak van ons eie gesindheid en prestasiegedrewe geloofsoortuigings. So ek wil jou vra, ek gaan vir jou, ek is 10 minute oor my tyd, vergewe my. Julle kan 'n ekstra stukkie koek kry vanoggend op my. Ek wil vir jou vanoggend die geleentheid gee, en dan gaan ons sit aan die tafel van die Here. Maar ek wil jou vra vanoggend, wil jy nie dalk daai ding waarmee jy struggle, miskien is dit haat wat in jou hart is. Miskien is dit onvergewensgesindheid, en miskien is jou haat en jou onvergewensgesindheid totaal en al regverdig. Miskien het mense goed aan jou gedoen, en jy was onskuldig, I get that. Maar die Bybel sê die wraak kom die Here toe. God wil jou vrymaak van die perverse gedagtes,
van die goed wat jy kyk op jou laptop of jou foon of wanneer niemand by jou is nie en dit vreet aan jou want jy wil nie meer hierdie goed doen nie. Miskien is jy een van daai ouens wat hierdie oulike app gedownload het wat jy so knoppie druk en dan sal sulke wielietjies wat draai en dan betaal daar geld uit. Want ek weet van jong mense 19 en 20 jaar oud wat so vasgevang is in daai goed dat hulle elke maand as hulle pay inbetaal word alles uitdobbel. Ek weet persoonlik van sulke mense. God wil jou vandag vrymaak. Wat dit ook al is, die bloed is die bewys dat hy dit mag doen en sal doen, want hy moet. Hy moet, want hy die verbond opgestel. So wil jy nie asseblief net so 30 sekondes. Jy weet wat die Heilige Gees met jou oor gepraat het? Ek wil jou vra vir 30 sekondes na 'n minuut toe. Praat jy met die Vader en sê jy vir hom wat dit is wat op jou hart is. Praat met die Here. Vader, baie dankie vir Jesus. Dankie dat U nie van ons verwag het om U terug te betaal vir ons skuld nie, want ons kan nie. Maar Vader, ek wil U vra dat U asseblief hierdie ou eenvoudige boodskap hier in mense se harte sal vasmaak en dat hulle sal weet dat hulle skuld U niks anders as om in Jesus Christus te glo nie. En sal U vandag deur die krag van U Heilige Gees elke persoon wat nou na U toe uitroep, sal U hulle asseblief deur die krag van U Heilige Gees aanraak en die kettinge breek wat hulle bind. Wat dit ook al mag wees, dat U deur die krag van U Heilige Gees vandag vrymaking sal bring. Here, ek weet daar is ouers wat uitroep vir hulle kinders. Ek wil ook vra dat deur die krag van die Heilige Gees dat U daai kinders sal aanraak waar hulle ook al is. Dat vandag 'n dag van wonderwerke sal wees. Dat mense hier sal uitstap en sal weet dat U hulle onvoorwaardelik liefhet omdat U dit besluit het, nie omdat ons iets doen nie. U is 'n onbeskryflike God. Maar ek wil vir U baie dankie sê dat U ons gekies het en dat U U seun vir ons gestuur het toe ons nog U vyande was. En Here, wanneer ons nou aan hierdie tafel gaan sit, wil ek U ook vra dat wanneer ons van hierdie elemente gebruik, dat soos wat ons hierdie sap drink wat die bloed van Jesus voorstel, dat dit ons sal reinig van alles. Dat U ons asseblief sal was, dat U ons asseblief sal heilig, maar dat U ons ook sal staande hou. Here, deur U wonde het daar genesing gekom, en wanneer ons hiervan eet, wil ek vra dat U eerstens elke gees en elke siel wat stikkend is, sal gesond maak. Daar's mense wat met groot wonde hierso sit. Sal U asseblief die balsem van Gilead in elke seer smeer vandag. En Here, ook vir fisiese genesing. U kan dit nog doen. So ek wil U vra ook dat U fisiese genesing sal laat plaasvind vandag.
dat bloeddruk sal normaliseer, dat hartkwale sal stop, dat wat dit ook al mag wees, vandag genees sal wees. Ek dink aan mense wat hier sit met ernstige rugprobleme, dat dit vandag gesond sal word, in Jesus se naam. En ek dank U daarvoor, dankie vir U goedheid.